Rusland, Moskou-streek, dorp Kiprovo. Kerk van die opstanding van die Here. 'n Klokkie het op die boonste vlak van die kloktoring gehang. Kom ons klim op en kyk. Dit is 'n groot kloktoring. Hier is die trap na bo. Die trappe het gedeeltelik ineengestort. Dit is duidelik dat die trap tydens die bou van die kloktoring gemaak is. Kyk hoe word die stene gelê. Ronde bakstene word in die middel van die trap gemaak. Dit is 'n baksteen, kyk na die skyfie. Magnifieke trap. Neem baie min spasie op. Ons het by die tweede vlak van die kloktoring gekom. Om die klok te lui moet jy selfs hoër steg. Maar daar is geen trappe nie. Daar is geen oorblyfsels van die baksteentrap nie. Die klok het hoog gehang. Op hierdie houtbalke. Maar hoe om daar te kom? Die trap eindig op hierdie vlak. Ja, hier is spore van die installering van 'n houttrap. Hier is stene uit die kloktoring se stoet gebreek. En hier het hulle uitgeslaan, om houtbalke vas te maak. Wat 'n vreedheid teenoor die bakstene. Kom ons kyk van naderby. Jy sien dat die stene gebreek is. Mortel bly op die horisontale oppervlak van die baksteen. Dit gebeur nie in beplande nisse nie. In ander hoeke van die kloktoring is nisse vir houtbalke ook gebreek. So het hulle die trappe opgemaak na die bou van die kloktoring. Wat oorbly is 'n houtbalk. Dit word in 'n gebreekte gat op die oorkantste muur geplaas. Hier was 2 balke. Planke is op die balke gelê. Maar hierdie kete en balke is baie later gemaak as die bou van die kloktoring. Die argitek kon die baksteentrap etlike meters hoër gemaak het. Tot op daardie vlak. Maar die baksteentrap is slegs na die tweede vlak van die kloktoring gemaak. Want voorheen was dit nie nodig om hoog op te klim en die klok te lui nie. Dit was genoeg om net na die tweede vlak te klim. Ek wonder wat was hier voorheen. Voordat die kerkmanne die klok neergesit het.